True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Dis die laat jare 1990s in die suikerplantasies van KwaZulu-Natal. Die polisie is in 'n desperate soektog na 'n reeksmoordenaar wat die honderde hektaar suikerriete gebruik as sy persoonlike asblik waar hy van die liggame ontslaa raak. Hy speel kat en muis met die polisie en die beamptes voel of hulle die heeltyd een stappie agter is terwyl die moordsyfer styg. Hy het die naam gekry, die Phoenix verwurger en die Rietvelde moordenaar, 'n wreedaardige man. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die ware misdaadverhaal oor die reeksmoordenaar Sipho Thwala. Voor ons met hierdie episode begin, is daar een aspek van die storie wat eers aangespreek moet word. Daar is geen name van enige slagoffers wat hier genoem gaan word nie. Net 'n handjievol van die slagoffers is uitgeken as gevolg van die omstandighede waaronder hulle vermoor is. Geen van die identiteite van die slagoffers is in die media bekend gemaak nie. En daarmee begin ons met hierdie verhaal. Dit speel af in die suikerplantasies van KwaZulu-Natal, 'n warm en vogtige provinsie en die grootste vervaardiger van suiker in die land. Suikerriete het egter nooit natuurlik in KwaZulu-Natal gegroei nie. Dit is in 1848 vir die eerste keer daar geplant en daar is vinnig vasgestel dat die klimaat perfek is vir die groei van suiker. Sedertdien het die rietvelde 'n volhoubare bydrae gelewer tot die ekonomie in die provinsie, maar selfs nog voor die woorde reeksmoordenaar geuiter is, was daar 'n donkere geskiedenis wat aan die suikerplantasies gekoppel is. Toe die suikerriete aanvanklik na Suid-Afrika gebring is, was dit deur wit settlers aan wie die groot stukke grond toegeken is, en hulle het arbeiders gesoek om die suikerriete te plant en in die lande te werk. Daar is deur die dekades geglo dat die settlers aanvanklik na die Zulu mense in KwaZulu-Natal gedraai het, maar hulle het geweier om die grond vir ander eienaars te bewerk. Toe wend die settlers hulle na die stelsel om arbeiders van Indië te kan bekom, volgens die sogenaamde inskrywingsstelsel. Op daardie stadium het armoede hoogtyd gevier in Indië en werkers was in erge skuld wat toegeskryf is aan die land se kastestelsel. Dit is die erflike klasse of stand waarin gemeenskappe verdeel word volgens 'n bepaalde leefstyl, soos beroep, godsdiens en taal, en wat die wisselwerking met ander groepe in die status van 'n persoon bepaal. Die stelsel het daartoe gelei dat baie mense uit desperaatheid Indië verlaat het en op stoomskepe na Suid-Afrika gekom het om hier in die suikerrietplantasies te kom werk. Hierdie sogenaamde inskrywingsstelsel was nie veel beter as blote slawerny nie. Kontrakwerkers moes 'n 5 jaar kontrak teken en daarvolgens moes hulle van sonsopkoms tot sonsondergang in die suikerrietvelde werk. En dit was nie ongewoon vir die plaaseienaar om die lone te weerhou, as hy so gevoel het nie. Hierdie stelsel het gelei tot die vorming van 'n gemeenskap van Indiese burgers in Suid-Afrika, wat hier sou aanbly na hulle 5 jaar kontrak verstryk het. Baie het families hier begin en hulle kinders sou in Suid-Afrika bly. Baie lede van die Indiese gemeenskap in Suid-Afrika kan vandag hulle nalatiging terugtrek tot by daai donker dae, toe hulle desperate voorgangers hierheen gekom het in 'n poging om 'n beter lewe vir hulle self te skep, onder uiterste en soms onmenslike omstandighede. Een van die gebiede wat as 'n suikerrietplantasie begin is die Cornubia landgoed, noord van Durban in die eThekwini munisipaliteit. Die landgoed beslaan sowat 1200 vierkante hektaar van 'n suikerplaas. Dis ontwikkel in 'n reuse gebied met verskillende klasse van inkomste wat daar bly. Dis in die Phoenix gebied en tussen Umhlanga, 'n area bekend vir sy industriële, kommersiële en residensiële ontwikkeling, maar ook met oop velde. Aan die buitewyke van die Cornubia landgoed is 'n township genaamd KwaMashu. Daar, op 'n heuwel, is 'n informele nedersetting genaamd Pester, 'n gebied wat afkyk op die suikerplantasies. En dis daar, op daai heuwel, waar 'n reeksmoordenaar sou sit. En tussen 1996 en 1998 het hy sy moorde gesit en beplan. Die eerste slagoffer is op 17 Februarie 1997 gekry.
Dit is belangrik om te onthou dat die orde waarin die slagoffers gekry is, nie noodwendig die orde is waarin hulle vermoor is nie. En aangesien meeste van die slagoffers se liggame reeds in 'n gevorderde staat van ontbinding was toe hulle gekry is, was dit basies onmoontlik om vas te stel presies wanneer hulle doodgemaak is. Ander liggame is ook in 'n brand beskadig. Dit het ook beteken dat meeste van die slagoffers nooit uitgeken sou kon word nie, en dit het die proses verder bemoeilik om te probeer vasstel wanneer hulle vermoor is. As mens weet wie die slagoffer is, kan daar bepaal word wanneer hulle vir die laaste keer gesien is, en dus 'n beter kans om die datum van dood te kon vasstel. Die eerste slagoffer is in veld nommer 301 op die Suikerrietplaas gekry. Sy het 'n rok aangehad, maar haar skoene was weg. Haar hande is met 'n groen stuk lap agter haar rug vasgebind. Haar liggaam was so erg ontbind dat dit onmoontlik was om te bepaal of sy verkragt is. Op 13 April 1997 is die liggaam van 'n tweede vrou gekry, in veld nommer 431. Haar hemp is opgestoot. Haar broekie is in reepies geskeur en die reepies is gebruik om haar mee te verwrig. Haar hande is nie vasgebind nie en haar romp en skoene was weg. Haar liggaam was ook erg ontbind. Soos wat ons nou 'n aanduiding begin kry van die moordenaar se modus operandi en die elemente van sy misdade, kry mens ook 'n beter idee van hoe moeilik dit was om vas te stel presies wanneer die slagoffers vermoor is. Ons weet dat reeksmoordenaars se moordtonele nie almal altyd presies dieselfde lyk nie, ten spyte daarvan dat die basiese wyse van aanval en moordfantasie wel op die toneel is. Van die reeksmoordenaars verander soms wel van hulle metodes soos wat hulle voortgaan en hulle begin vasstel wat hulle voorkeure is. Dit het ook te doen met wat hulle die grootste plesier en gevoel van mag tydens die moord bied. So is dit moontlik dat die tweede slagoffer moontlik eintlik die eerste een kon wees, omdat die tweede slagoffer se hande nie vasgebind is nie, soos die vrou wat eerste gekry is. Ons sal later hoor hoe die moordenaar se voorkeur vir vasgebinde hande en voete 'n groot rol gespeel het. In Mei 1997, 'n maand na die tweede liggaam gekry is nog 'n slagoffer gevind. Hierdie vrou was al vir so lank dood, dat die ontbinding van haar liggaam in die proses was om 'n geraamte te word. Haar hande en voete is met stukke lap vasgebind en haar handsak en skoene was langs haar liggaam. Suikerriete word geoes tydens die droogste tyd van die jaar en in KwaZulu-Natal is dit oor die algemeen in Junie. Voor die oesproses kan afskop, stig die boere beheerde brande om seker te maak daar is nie slange of rietrotte wat die oestery kan bemoeilik of 'n gevaar inhou vir werkers nie. Maar daai jaar het die brande baie meer as net gevaarlike diere ontbloot. Die liggame van baie ander slagoffers is ook gekry, versteek tussen die suikerriete. Die reeksmoordenaar het later sou sê dat hy met opset sy slagoffers in die riete gelos het, omdat hy geglo het dat die bewysstukke in die vlamme sou uitbrand. Op 4 Junie 1997, net nadat die eerste beheerde brande deur die plantasies gewoed het, is die verkoelde oorskot van 'n vrou in veld nommer 243 gekry. Die vrou het op haar maag gelê met haar hande agter haar rug vasgebind. Dit was moeilik om te bepaal of sy kaal was voor die brand, maar sy het wel 'n paar wit tekkies aangehad, wat heel vreemd genoeg glad nie in die brand beskadig is nie. 5 dae later stap die span oeswerkers deur veld 673 en kom af op nog 'n liggaam. Hierdie vrou was ook op haar maag en het 'n stuk lap in haar mond gehad, wat ook om haar nek vasgebind is. Haar borskas is tussen die riete vasgedruk. 'n metode wat vermoedelik deur die moordenaar gebruik is om sy slagoffer stil te kry. Dit was op daai stadium nie ongewoon om moordslagoffers in die lang riete van KwaZulu-Natal te kry nie, maar dit was raar. Mens kan jouself nie indink wat homself op daai stadium in 1997 in die verbeelding van hierdie spanne werkers afgespeel het nie. Hulle het begin besef, soos wat hulle die suikerriete oes, was hulle in 'n moordslagveld. Elke dag wat hulle by die werk opgedaag het, was daar die kans dat hulle op nog 'n griettoneel sou afkom. En op 18 Junie 1997 het dit wel weer gebeur. Nog 'n slagoffer se liggaam is in die afgebrande veld nommer 671 gekry. Haar hande agter haar rug
en haar voete ook vasgebind met 'n sak gooiing. Haar broekie is ook in reepies geskeur en dit is in haar mond gedruk. Dit was 'n nuwe element op die misdaadtonele en is ook later by baie van die ander slagoffers gekry. Die stuk lap om haar mond is ook om haar nek vasgebind. Reepies van haar T-hemp is 'n entjie van die liggaam afgekry. 2 dae later is nog 'n slagoffer in dieselfde veld nommer 671 gevind. Sy was ook op haar maag, met haar hande agter haar rug vasgebind en haar voete ook met stukke van haar onderklere vasgemaak. Haar mond is toegestop met dieselfde stuk lap wat ook om haar nek was en haar borskas tussen die riete ingedruk. Al 7 die sake is by die polisie in Phoenix aangemeld, maar is almal deur verskillende speurders ondersoek. Nie een van die vroue kon uitgeken word nie, wat die ondersoekproses net baie moeiliker gemaak het. Maar dit het nie lank gevat nie, voor een van die ondersoekende beamptes besef het dat daar iets fout was, en dat daar die kans is dat al die moorde verbind kon word. Die polisie in Phoenix vra die Durbanse moord- en roofeenheid om 'n ondersoeker aan die saak toe te wy wat kennis het oor reeksmoordenaars. Op daai stadium was bekende forensiese en ondersoekende sielkundige en profielopsteller Mickey Pistorius besig om soveel speurders as wat sy moontlik kon op te lei oor hoe om reeksmoordenaarsake te ondersoek. Superintendent Philip Veldhuizen was een van die beamptes in Pistorius se kursus en was in beheer van die 7 ondersoeke wat aan die gang was oor die moorde in die suikerriete. Hy het 'n taakspan op die been gebring, wat ook ingesluit het speurder Alan Alford, en hulle het 2 speurders van Phoenix op die span gebring. Dit was 'n voordeel, omdat die 2 speurders die gebied baie goed geken het, en dit sou goeie ondervinding vir hulle beteken vir toekomstige reeksmoordsake in hulle gebied. 'n Kamer is op sy gesit van waar die operasie bedryf is, en Mickey Pistorius is gevra om van Pretoria af te kom en hulle by te staan. Pistorius het 'n profiel saamgestel van die moordenaar, en na sy inhegtenisneming het dit gewys dat sy uiters akkuraat was. Maar eers nog ontdekkings. Op 12 Julie 1997 is nog 'n liggaam gekry, die keer in veld nommer 462. Haar hande agter haar rug, voete ook vasgebind en in haar mond en om haar nek nog stukke reepies van haar broekie. Haar liggaam het heel duidelik daar gelê van voor die taakspan gevorm is en het reeds begin ontbind. Veldhuizen neem die besluit om snifferhonde wat opgelei is om kadawers te vind, die velde in te stuur. Hulle moes DNS begin insamel waar hulle kon. Tot op daai stadium was dit nie moontlik om vas te stel of enige van die vroue verkragt is nie, en ook onmoontlik om 'n semenmonster te kry, omdat die vrouens se liggame al so erg ontbind het. Nog iets wat Veldhuizen moes doen, is om potensiële slagoffers te voorkom, en hy het gehoop dat werkbare bewyse hulle 'n hupstoot sou kon gee om by die moordenaar uit te kom. Die opgeleide honde het baie vinnig nog liggame in die suikerrietvelde gekry. Op 23 Julie is 'n vrou se liggaam gekry in veld nommer 461, in meestal dieselfde posisie as al die ander. By haar was dit haar bra wat in reepies geskeur is. In veld nommer 434 snyf die honde nog 'n liggaam uit. Wat verskillend was op die moordtoneel, is dat haar voete egter nie vasgebind is nie, en haar hande was voor haar lyf vasgebind. Haar broekie was oor haar kop. Terug in veld 461 nog 'n liggaam, haar hande ook voor haar lyf vasgebind en haar voete ook gebind. Haar liggaam was ook reeds erg ontbind. Later dieselfde dag lei die honde die taakspanlede na die liggaam van 'n vrou. Dit was nie haar voete nie, maar haar bene wat vasgebind is. Sy is ook verwrig. Maar haar broekie is van haar lyf af geskeur en tot op haar enkels getrek. Weer terug in veld nommer 434 sniffel die honde 3 liggame uit op dieselfde dag. Een van die vroue se bene en hande is met materiaal vasgebind, met blomme op. Haar bra is geknoop en op haar bors gelos. Daarna die liggaam van 'n vrou wie se voete met stukke van haar broekie en 'n serp vasgebind is. Haar hande was glad nie vasgebind nie en sy het ook niks in haar mond gehad nie. En laastens daai dag nog 'n slagoffer in dieselfde veld, wat net haar onderklere aangehad het, met haar hande en haar voete wat met stukke van 'n swart serp vasgebind is. Sy is met die band van haar bra verwrig
en haar broekie is op haar lyf gelos. Die liggame wat nie erg ontbind het nie, het gewys dat al die vroue doodverwrig is. Nadoodse ondersoeke het egter ook aangedui dat baie van die vroue hard in hulle gesigte en oor hulle koppe geslaan is. Die houe was nie die oorsaak van hulle dood nie, maar dit het die vrou bewusteloos gelaat. Polisie het nou 'n prentjie begin vorm, wat daarop sou dui dat die moordenaar sy slagoffers onkant sou betrap, hulle eers bewusteloos sou slaan en dan sou vasbind voor hulle enige teenstand kon bied. Hy sou hulle dan verwrig, of voor of nadat hy hulle verkrag het. Die vrou wat die laaste slagoffer sou wees, sy liggaam is op 5 Augustus 1997 gekry. Sy was kaal, behalwe vir 'n blou trui wat sy aangehad het. Sy is met 'n rooi broekie verwrig, maar daar was geen materiaal in haar mond nie en haar hande en voete is ook nie vasgebind nie. Stukke klere is aan die suikerriete rondom die moordtoneel vasgebind en het in die wind gewaai. 3 kondome is op die toneel gekry. 'n Mens sou dink dat dit die DNS-monsters in die 3 kondome was, wat die polisie reguit na die reeksmoordenaar sou lei. Maar volgens berigte het een van die ondersoekende beamptes gesê dat dit inderwaarheid die DNS-monsters was wat gekry is van 'n stukkie suikerriet waaraan die moordenaar gekou het, wat die beste bewyse bevat het. Hoe dit ook al sy, die DNS-uitslag sou later kom. Dit was in 1997 en daar was geen databasis om die DNS-monsters teen te vergelyk nie. Dit het nie gehelp, die polisie het die DNS-uitslag, maar geen verdagte om dit teen te toets nie. Daar was nou 16 moordslagoffers en Veldhuisen vra polisie in Phoenix om deur ou sake te werk en op die uitkyk te wees vir enige gevalle wat enige ooreenkoms met die een toon, selfs al was daar verkrachtings sonder moorde of al het die slagoffer die aanval oorleef. En daar, uiteindelik, kry die polisie 'n deurslag. Dit kom aan die lig dat 'n vrou in April 1996 'n klag van verkrachting en poging tot moord by die Phoenix polisiestasie gaan lê het, amper 'n jaar voor die eerste liggaam in die suikerrietvelde ontdek is. Haar getuienis het baie van dieselfde storie bevat as wat die liggame van die talle vroue vertel het, insluitende dat sy ook vasgebind is. Die vrou se naam mag nie genoem word nie, en in haar boek Strangers on the Street verwys Mickey Pistorius na haar as Mevrou M. Sy het kon doen wat die slagoffers tussen die suikerriete nie kon nie. Sy gee vir die polisie die naam van haar aanvaller. Sy sê Sipho Twala is sy naam. Twala is in 1996 in hegtenis geneem en 'n monster van sy DNS is geneem. Hy is vir verkrachting en poging tot moord aangekla, maar toe die verhoor begin, het Mevrou M nie opgedaag by die hof nie en die klagtes teen Twala is laat vaar. As ons vorentoe gaan na Augustus 1997, is Veldhuisen daarvan oortuig dat hierdie die moordenaar is na wie hulle soek. Hy stuur die versoek dat Twala se DNS vergelyk word met wat op die moordtoneel van die laaste slagoffer gekry is. En terwyl hy wag, begin hy solank met sy plan om Twala vas te trek. Die polisie wou Twala nie skrik op die lyf jaag nie en wou hom ook nie onnodig op sy hoede hê nog voor hy vasgekeer is nie. Hulle het die algemene gebied uitgeken waar Twala sou wees, maar beamptes is nie ingestuur nie. Plaas daarvan word van die polisie se mees vertroue informante in die gemeenskap gehuur om die gebied uit te kyk en vas te stel presies waar Twala bly. 11:00 die oggend van 13 Augustus 1997 word die boodskap deurgebel dat die informante Twala se presiese blyplek gekry het. Oor die volgende 12 ure trek Veldhuisen sy plan op om die vermeende reeksmoordenaar in boeye te kry. Phoenix polisie verduidelik dat hulle 'n interne eenheid sal moet saamvat, omdat daar die moontlikheid is dat lede van die gemeenskap teen die polisie sal opstaan as beamptes Twala in hegtenis wil neem. Of die inwoners kan moontlik ook probeer om Twala en sy familie aan te val. Veldhuisen wou ook verseker dat sy span goed uitgerus is teen die tyd wat Twala in polisie aanhouding is, want hy het geweet dat daar ure van onderhoude voorlê en dat dit belangrike getuienis sou lewer en als volgens prosedure gedoen sal moes word as hulle 'n bekentenis van die verdagte wou bekom. 'n Dag nadat Twala se blyplek gekry is, kom die taakspan bymekaar. Dit was 3:00 die middag van 14 Augustus 1997, toe die span die Bester informele nedersetting inry
op die buitewyke van KwaMashu. Die interne stabiliteitseenheid omring die gebied en staan slaggereed teen enige geweld. Sipho is sonder enige probleme in hegtenis geneem. Veldhuizen het aan die huis se deur geklop en Tswala het dit oopgemaak. Hy is gevra wie hy is en hy het homself voorgestel, voor hy onmiddellik in hegtenis geneem is. Sy hande en voete is geboei en hy is gehelp tot by 'n stoel waar hy gaan sit het, terwyl die polisie die huis deursoek. Sipho het die huis gedeel met sy ma en van sy kinders. Meeste van die kamers het heel normaal gelyk, behalwe vir sy slaapkamer. Daar kry die polisie 'n vreemde versameling van vroueklere. Van die klere was in 'n hoop in die hoek van die kamer. Ander stukke klere het van die dak afgehang. Van die klere was geskeur. Langs sy bed was daar 'n stapel vroue horlosies. Als in die kamer is deur die polisiefotograwe afgeneem en al die items as bewysstukke geliaseer. Buite die huis kom die polisie af op 'n gebied waar suikerriete met klere rondom die riete vasgebind in verskillende knope. Tswala het later erken dat dit is waar hy sy knope geoefen het, terwyl hy oor die suikerplantasies uitgekyk en gedink het aan al die slagoffers wie se liggame nog in daai velde gelê en wag het om gekry te word. Stukke materiaal is ook gekry wat gevou is in die verskillende materiaalproppe wat in die monde van die slagoffers gekry is. Dit sal later bekend word dat die proppe wat Tswala met die klere gevou het, deel was van die proses wanneer hy fantasie in sy verbeelding sit en opmaak het tussen die moorde. Hy sou die materiaalprop vou en dan in sy eie mond toets om seker te maak dis nie te groot nie. Sodra hy tevrede was dat die prop mooi in 'n mond pas, sou hy dit in sy sak sit en vir dae lank daarmee rondloop. Die blote wete dat die materiaalprop in sy sak is, gereed vir die volgende slagoffer, was genoeg opwinding vir hom. Tswala se ma en ander familielede was heel verstaanbaar verskrik dat hy in boeye is oor sulke gruwelmisdade. Hulle het vertel dat hy vir hulle 'n paar items klere gegee het en dit het hulle toe aan die polisie oorhandig. Hulle het bygevoeg dat hy baie aggressief sou raak as hulle aan enigiets in sy kamer vat. Hulle was baie bang vir hom en het op eierdoppe om hom geloop om te verhoed dat hy woede-uitbarstings kry, wat byna elke dag was. Soos wat die nuus oor Tswala se hegtenisneming deur die gemeenskap versprei het groepe mense bymekaar begin kom en die polisie was op gereedheidsgrondslag vir enige gebeurlikheid. Maar daar was geen geweld nie. In plaas daarvan het die gemeenskap begin hande klap toe hulle aangesê is dat hy moontlik die man kon wees wat so baie vroue vermoor het. Die polisie het Tswala se familie uit die gebied verwyder vir hulle eie veiligheid. Tswala is na die Phoenix polisiestasie toe vervoer vir sy ondervraging. Die inwoners se blydskap en vrede in die gebied het nie lank gehou nie en nadat Tswala se familie terug is na hulle huis toe, het 'n fop storie die ronde begin doen dat Sipho ook saam met hulle teruggekom het. Groot groepe inwoners het na die Tswala huis opgeruk. Sy familie moes vlug en is met behulp van die polisie wegbegelei, soos wat hulle huis aan die brand gesteek is. Hulle besittings en eiendom is heeltemal in die brand vernietig. Al die bewyse was al teen daai tyd deur lede van die taakspan uit die huis verwyder. Maar dit het niks beteken vir sy familie nie, wat nou haweloos was. Die dag na Tswala se hegtenisneming is nog 'n liggaam in 'n suikerrietveld gekry. Vir 'n oomblik was die polisie bekommerd dat hulle nou moontlik die verkeerde man aangekeer het. Maar hulle het gou besef hierdie was die werk van 'n ander moordenaar wat homself as Tswala voorgedoen het. Die man het sy meisie vermoor en gereken as hy haar liggaam tussen die suikerriete los, sal Tswala ook vir daai moord blameer word. Maar die moordenaar het nie geweet presies hoe Tswala te werk gegaan het nie, omdat polisie dit nooit bekend gemaak het nie. En is om die rede dat dit baie gou vir die taakspan baie duidelik was dat hierdie nie een van Tswala se slagoffers was nie. Die ware moordenaar is kort daarna in hegtenis geneem. Sipho Tswala is na die distriksgeneesheer geneem om te verseker dat al die beserings aan sy lyf deeglik aangeteken word. Dit was ook om te voorkom dat hy, soos baie ander verdagtes, later in die hof kon beweer dat hy deur die polisie gemartel is om 'n bekentenis te maak. Tswala het nie baie tyd nodig gehad om te bely dat hy die moorde gepleeg het nie. Dit het net enkele ure gevat voor hy als aan die polisie ontbloot het. Hoe hy die vroue op straat genader het, naby aan waar 'n taxi hulle afgelaai het. Hy het voorgegee dat hy vir hotelle in die gebied werk en dat hy vroue soek wat as skoonmakers by die hotelle kon werk.
Die vrou het natuurlik nie geaarsel vir die werksgeleentheid nie, en Twala sou hulle aansê om hom te volg. As die vroue se vra hoekom hulle deur die suikerrietvelde moet loop en nie langs die pad nie, het hy vir hulle vertel hy ken 'n kort pad tot by die hotel. Hy wou hulle moet vinnig daar kom voor iemand anders die werk kry. Sodra hy gevoel het hy het ver genoeg van enigiemand anders afgestap, sou hy die vrou skielik van agteraf slaan, of met sy vuis of met 'n klip as hy vinnig een in die hande kon kry. Hy was selfs bereid om te wys hoe hy te werk gegaan het en het sy vertaler as 'n model gebruik om vir Veldhuisen te wys hoe hy die vrou bewusteloos sou kry. Sipho sê sy haat vir vroue is teweeggebring deur 'n meisie wat 'n abortus gehad het met sy kind en toe hulle verhouding verbreek het. Hy sê daai verwerping was vir hom te veel en hy het begin om sy woede op ander vroue uit te haal. Daar was bitter min in Twala se agtergrond waarop gedui het dat hy daartoe in staat was om so 'n gewelddadige reeksmoordenaar te kon word. Hy het groot geword in uiterste armoede en sy geboortedatum is nie aangeteken nie. Hy het geen idee gehad hoe oud hy was nie, maar hy het beraam dat hy so tussen 30 en 40 is. Hy was vir die skool tot in graad 2 en is nooit amptelik iewers in diens geneem nie. Hy was eendag van tevore in die tronk vir motordiefstal en het daarop aanspraak gemaak dat hy opleiding ontvang het in die ANC se militêre vleuel om Konto-Isizwe. Hy het 'n inkomste verdien deur suikerriete te steel en dit te verkoop. Onthou jy ek het reeds genoem dat Mikkie Pistorius se profiel oor Sipho baie insiggewend was. Wel, sy was amper 100% korrek. Die enigste verskil was dat sy gereken het dat die verdagte wel 'n hoërskoolopleiding sou gehad het. Sy het gevoel dat die elemente van knope maak en hoe hy die vroue vasgebind het, gedui het op sy vrees om intiem te verkeer. Hy wou nie hê die vroue moes aan hom raak of met hom praat nie en dis hoekom hy hulle vasgebind en ook hulle monde toegestop het. Daarmee saam was die vlak van mag wat hy beleef het ook 'n groot deel van sy fantasie, omdat die slagoffers aan sy genade oorgegee is. Twala het ook bevestig dat hy klere van vorige slagoffers gehou en opgeskeur het om te gebruik met toekomstige slagoffers. Of hy daarvan bewus was of nie, hy het hierdie gevoel van mag oorgedra van een slagoffer na die volgende. Hy het sy slagoffers met mekaar verbind, waar die een onwetend deel geword het van die ander. Sipho se verhoor het in 1999 afgeskop. Die polisie het gesoek na mevrou M, sy eerste verkrachting en poging tot moord slagoffer. Dis toe die polisie uitgevind het tydens die proses toe DNS-monsters vergelyk is. Die polisie was bekommerd dat Twala haar moontlik vermoor het om te voorkom dat sy praat. Onthou, sy het nooit vir haar saak by die hof opgedaag nie. Maar enkele dae voor die verhoor begin het, is sy opgespoor met behulp van plaaslike media en sy het ingestem om te getuig. Die vrou wat Twala se eerste moordpoging was, sou nou die stem wees vir die 16 ander vroue wat hulle stemme verloor het. Twala is aangekla vir die verkrachting van en poging tot moord op mevrou M, as ook 16 addisionele klagtes van verkrachting en 16 klagtes van moord. Hy is teenwoordig deur advokaat Kenneth Samuels. Staatsanklaer Gary Williams het geen fisiese bewyse gehad dat die 16 vermoorde vroue wel verkragt is nie, omdat hulle liggame in 'n te gevorderde stadium van ontbinding was. Maar die polisie taakspan het gevoel dat Twala se modus operandi altyd verkrachting ingesluit het en daarom sou dit redelik wees om tot die gevolgtrekking te kom dat al die slagoffers wel verkragt is. Dit is in lyn met wat nou bekend is as soortgelyke feitelike bewys, 'n algemene vorm van bewyse wat deur kenners in 'n hof voorgelê word tydens verhore van reeks oortreders om te wys dat hulle metode van misdaadpleging en die geografiese aspekte van 'n reeks misdade die sake met mekaar kan verbind. Die aanklaer moet dan sommige van die misdade direk met die verdagte kan verbind. Hierdie metode van soortgelyke feitelike bewyse is egter eers in 2006 in Suid-Afrika suksesvol ingedien in die saak teen reeksmoordenaar Richard Nyauza. In Sipho se saak het die regter hom skuldig bevind aan die verkrachting van en poging tot moord op mevrou M, as ook die verkrachting van sy laaste 2 slagoffers, waar kondome op die toneel gekry is en hulle liggame nie so erg ontbind het nie. In 7 van die ander gevalle het die regter bevind dat Twala skuldig was aan onsedelike aanranding omdat die vroue half kaal was. Maar in die oorblywende 7 gevalle het die regter besluit dat daar nie genoeg bewyse was van verkrachting teen Twala nie.
Siputwala is egter skuldig bevind dat hy al 16 die vroue vermoor het. Hy is 30 jaar tronkstraf opgelê vir elke moord, plus addisionele tronkstraf vir elk van die ander misdade. Dit het neergekom op 'n totaal van 506 jaar. Twala het nooit om verskoning gevra vir sy misdade nie, en hy het ook geen berou getoon nie. Sy ma het haar seun beskryf as 'n intelligente man wat kon lees en skryf, ten spyte daarvan dat hy nooit enige formele onderrig gekry het verder as graad 2 nie. Sy het gesê, en ek haal aan, "He was a normal child, a gentleman and helpful around the house. He also bought us groceries when he had money. We are relieved that he's been sent to jail. Who knows, he may have turned against us one day." Die KwaZulu-Natal se duisende hektaar suikerrietplantasies was ook al die moordvelde vir ander moordenaars en selfs reeksmoordenaars. Maar Twala se misdade het die grootste invloed gehad op reekse oor reeksmoordenaars in Suid-Afrika. Dis moontlik die prentjie wat mense in jou kop kry. Die groen landerye met lang suikerriete wat die bron is van daai soet smaak in ons alledaagse lewens. In sterk kontras met die gruwel wat tussen die riete skuil. Daarmee saam die boosheid van die slenter waarmee die slagoffers gevang is, 'n vrou wat gehoop het om werk te kry en wie se desperate poging om vooruitgang te maak in die lewe haar tot tussen die suikerriete gelei het. Die man wat oorgeneem is deur sy oorweldigende soeke na wraak, wat op 'n heuwel staan en staar na die suikerriete. In sy hande reepies klere van vermoorde vroue wat hy in 'n ingewikkelde knoop tussen sy vingers werk. Die knoop wat hy weet die volgende vrou se lewe gaan neem, terwyl hy met sy oë soek tussen die lowerende groen riete na die wie se liggame hy daar onder in die landerye gelos het. Mense gaan ver moet soek om 'n beter kontras te kry tussen wat goed en wat boos is. Die hartseer en pyn het nie geëindig met moorde op die vroue nie. 16 families het hulle geliefde verloor en meeste van hulle het steeds geen idee presies hoe en wanneer dit gebeur het nie. Dit was 'n ma wat gaan werk soek het en nooit weer teruggekom het nie. 'n Dogter wat gou gaan kos koop het en spoorloos verdwyn het. Al wat oor is om te sê rus en vrede, die 16 vroue van die suikerriet reeksmoordenaar, wie se name nooit aan hulle teruggegee is. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die reeksmoordenaar Siputwala. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.